tree. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 199, vers 1, 2 en 3.
Ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33, vers 11, waarna u weer kan sit. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
284 vers 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit die Ou en die Nuwe Testament. Ons lees 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte kom uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 34, vers 1 tot 8. Dit gaan oor die afsterwe van Moses. Dan lees ons uit 2 Konings, hoofstuk 2, vers 5 tot 6, 8 en 11. Dit gaan oor die geleentheid toe die profeet Elia met 'n strydwa en perde van vuur in die hemel opgeneem is, en dan uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 17, 1 tot 3, 9 tot 13, en dit gaan oor die geleentheid hoe Jesus op die berg verheerlik is, en Moses en Elia ook daar teenwoordig was. Moses het uit die Moabsvlakte opgeklim na Nebo-berg toe, tot op die top van Pisgaberg, reg oor Jericho. Die Here het hom die hele land gewys, van Gilead af tot
die hele Naftali, die gebied van Efraim en Manasse, en die hele Juda tot by die see in die weste, die Suidland en die vlakte, die Jerigo laagte met sy palms tot by Soar. Die Here het vir Moses gesê, dit is die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham en Isak en Jakob. Ek het gesê, ek gee dit aan jou nageslag. Ek het jou dit met jou eie oë laat sien, maar jy sal nie daarheen deurtrek nie. Moses, die dienaar van die Here, het daar in die land Moab gesterf, soos die Here beveel het. Hy het vir Moses begrawe in 'n vlakte in Moab, reg oor Bet-peor. Maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Moses was 120 jaar toe hy gesterf het. Sy oë was toe nog goed en sy krag het nog nie ingegee nie. Die Israeliete het 30 dae oor Moses gerou in die Moabsvlakte en so die routyd oor Moses voltooi. Die profete van Jerigo het na Elisa toegekom en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir hom, vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daardeur is. Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het. En Elia is in 'n stormwind op die hemel in. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die Seun van die mens
Die disippels vra hom toe: "Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?" "Elia kom wel om alles weer reg te maak," antwoord hy. "Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het hom nie erken nie, en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die seun van die mens deur hulle mishandel word." Toe het die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U het ons elkeen by die naam in hierdie wêreld geroep. Of ons huise oorlaai is met geliefdes en rykdom, en of ons huise leeg en stil is, of ons oorlaai is met ideale en bedrywighede in hierdie wêreld, en of ons tyd al verbygegaan het, en ons taak hier haas byna ten einde is, het U ons geroep om te midde van alles, of te midde van niks, ons genoegdoening daarin te hê, dat ons aan U behoort. Here ons God, U naam is heilig. Behoed ons tot daarvan, dat ons in ons doen en late vir onsself 'n naam probeer maak. U koninkryk en heerlikheid oorspan alles. Behoed ons tot daarvan, dat ons ons eie koninkryke probeer bou. En verlos ons van die bose, en daarmee saam, goeie Heer, gee dat ons elke dag sal besef wat dit U gekos het, U seun aan die kruis. Ons staan verslae voor U grootheid en U liefde vir ons. Ons kan maar net bely, aan U behoort alles, die hemel en die aarde. Aan U behoort die mag en majesteit, wat ons met ons beste liedere nie kan besing. En so staan ons vanoggend, maar net met hierdie skamele gebed voor U, en ons pleit, vergewe ons tog al ons sonde, en skep tog vir ons 'n skoon
en nuwe hart. Hoor ons tot, net om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing Gesang 292, al 2 strofes. My enigste troos in hierdie lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Gemeente van ons, Here Jesus Christus, ons het by 'n vorige geleentheid ook al daarna verwys, en dit is dat die Ou en die Nuwe Testament op verskillende maniere onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Die mees ooglopende wat ons in die Bybel raakloop, is natuurlik hoe dat die Nuwe Testament skrywers telkens in hulle briewe, geskrifte, aanhalings uit die Ou Testament maak. Wat in die Nuwe Testament geskryf is net so vasgebind aan die Ou Testament. Mens kan die twee nie van mekaar losmaak nie. Afgesien van die ooglopende verbintenis, is daar ook baie gedeeltes in die Nuwe Testament wat sin speel op sake in die Ou Testament, en ons het al verwys na die lig en die sout wat ons moet wees, die betekenis van die lig en sout wat ons moet wees. Die wortels daarvan kry ons terug in die Ou Testament. Ons het vanoggend te doen met 'n binding tussen die Ou en die Nuwe Testament, wat nie so ooglopend is nie.
En die twee groot figure by wie ons begin om na hierdie saak te kyk, is Moses en Elia. Voor ons by hulle begin. Ons het daarom 'n baie eienaardige manier oor hoe ons oor geloof dink. Ons hoor uit die evangelie en ons is baie dankbaar om dit te hoor, dat ons niks vir onsself kan doen, of selfs vir die liewe Heer kan doen, om die ewige lewe te kan beerwe. Die evangelie sê vir ons dat God uit liefde en genade, en ons het sopas ook daarvan gesing, dat God uit liefde en genade die ewige lewe aan ons skenk. Ons kan dit nie uit onsself vir onsself bewerk nie. En nou word ons baie dankbaar, ons kan niks doen nie. Maar nou veroorsaak dit dat ons letterlik niks doen nie en voortploeter met die lewe wat ons nog altyd geleef het. Want die probleem met hierdie uitsig is naamlik dat ons die belangrikste gedeelte van die evangelie nie hoor nie. Die evangelie sê, God het uit liefde en genade vir ons die ewige lewe gegee. Die ewige lewe kom ons eintlik nie toe nie. Dis die punt. En dis die punt wat ons nie hoor nie, of as ons dit hoor, is dit by die een oor in en by die ander oor uit, maar dis die saak waaroor dit eintlik gaan, uit God se liefde en God se genade. As dit nie daarvoor was nie, het ons nie die ewige lewe. Ons kyk na Moses en ons lees iets baie meer as interessants, indrukwekkends in die boek Exodus. Daar in Exodus staan geskryf dat God direk met Moses gepraat het, soos wat 'n man met sy vriend gesels. Dis iets indrukwekkends. En net op grond van daardie een ou sinnetjie in Exodus sou 'n mens kon sê Moses was 'n baie belangrike figuur in die geskiedenis en inderdaad was hy. Want afgesien daarvan dat God met hom gepraat het soos met 'n vriend, het God ook sy wet aan Moses bekend gemaak gegee om dit vir die volk Israel deur te gee. En so het dit deur die eeue dan geword dat die naam Moses en die wet van God eintlik sinonieme van mekaar geword het. Vandag nog, en dis nie vir ons van belang nie, maar vandag nog sal jy hoor dat die Jode sê Moses is hulle belangrikste leier van alle tye. Net om 'n idee te gee, as jy nou 'n Jood sou wees en jy moet kies tussen koning Dawid byvoorbeeld en Moses, dan
kies jy Moses, daar is nie 2 sinne daaroor verder te praat nie. Moses en die wet van God is eintlik sinonieme van mekaar. Maar as 'n mens in gesprek met God is soos 2 vriende, as dit die verhouding tussen jou en God is, en as jy inderdaad die persoon is wat die wet van God aan die volk moes deurgee, dan beteken dit dat jy in 'n posisie is waarin jy bo alle twyfel die regte man moet wees. Dan is jy in 'n posisie waar jy moet weet aan jouself gaan baie hoë standaarde gestel word. En dan lees ons in die geskiedenis, Moses was ook maar net kind van Adam. Hy het die wet van God oortree. Ons onthou die opdrag van God aan hom destyds, dat hy die rots moes aanraak met sy staf en toe gaan slaan hy die rots. Ons gaan nie verder op daardie saak in nie, maar Moses self was ongehoorsaam aan God en uiteindelik het God vir hom gesê, jy sal die beloofde land sien, soos God hom laat sien het in ons skrifgedeelte, maar jy, Moses, die belangrikste leier van ooit, sal self nie die beloofde land ingaan nie. En Moses is iewers aan die ooste kant van die Jordaanrivier begrawe, buite die beloofde land. 'n ander man, Joshua, sou die volk toe die land inlei. Wat sê dit vir ons nou op hierdie punt? As jy nie die wet van God nakom nie, al is jou naam Moses, gaan jy die beloofde land in jou lewe nie binne. Die wet eis absolute gehoorsaamheid aan God. Soos Jakobus ook later sou skryf, as jy een gebod van die wet oortree, het jy die hele wet oortree. Moses. Ons laat Moses daar, ons stap oor na Elia toe. In ons alledaagse Bybellees is daar vir ons belangrike groot profete soos Jesaja en Jeremia en Esegiel, en die Nuwe Testament haal ook baie, veral uit Jesaja aan, belangrike profete. Maar die feite van die saak was dat Elia was eintlik vir die volk Israel en ook so vandag vir die Jode, wat nie vir ons van belang is nie, die groot profeet Elia. Praat jy van 'n profeet of praat jy van Elia, dan praat jy eintlik van een en dieselfde. Elia in die Ou Testament is die versinnebeelding van profeet wees. Dit is vandag nog die gebruik onder die Jode, dat wanneer hulle Paasfees vier, dan staan daar altyd 'n seremoniële stoel oop, net vir ingeval Elia met die Paasfees
Want die profeet Maleagi, die laaste profeet in die Ou Testament, het gesê dat Elia eers moet kom met bedoelende voordat die Messias gaan kom. So, Jode glo nie in Jesus as die Messias nie, hulle het hierdie stoel tot vandag toe oopstaan vir ingeval die profeet Elia opdaag. Ons lees dat teen die einde van Elia se lewe, Elisa sou by hom oorneem, het God hom gestuur om uit die land te gaan. En reg oor Jerigo lees ons dat Elisa en Elia is daar droogsvoets deur die Jordaan in die Moab landstreek. En van daar, buite die land, het Elia opgevaar na die hemel met die perde en strijdwa van vuur. Goed, nou het ons Moses en ons het Elia, en hulle is eintlik die versinne beelding van die wet en die profete. En oral lees ons in die Nuwe Testament word gepraat van die wet en die profete, want die uitdrukking, die wet en die profete, het eintlik later die betekenis gekry vir die hele Ou Testament. Goed. Ons begin nou weer. Moses, die versinne beelding van die wet, is nie in die beloofde land. Elia, die versinne beelding van profeet wees, is uit die land, voordat hy in die hemel opgeneem is. Nou moet ons dit so verstaan. Die inhoud van die Ou Testament in die sin van wet en profete is buite Israel. En hiermee saam met ons nou die geskiedenis van Kronieke lees. Die einde van Kronieke vertel van die volk van Israel wat weggevoer is in ballingskap. Hoekom? Omdat hulle nie die wet van God nagekom het nie, en omdat hulle nie op die roepstem van die profete gereageer het om hulle te bekeer nie. En wanneer ons dan nou omlaai na die Nuwe Testament toe, dan kan jy gaan kyk, al vier die evangelies begin op 'n ander manier van Jesus Christus te vertel. Matteus en Lukas vertel eers van sy geboorte. Johannes begin deur te sê, hy was die woord, en hy was by God, hy was self God, en Markus begin, die evangelie van Jesus Christus begin so, maar as ons by die eerste sinne verbygegaan het, dan sien ons dat al vier evangelies begin by sy doop, Jesus se doop, deur Johannes die Doper by die Jordaanrivier. En nou staan ons in die Nuwe Testament, en ons staan daar by die plek waar Johannes die mense doop, en wie sien ons staan daar by hom? Die Seun van God. En nou moet ons daardie prentjie so verstaan. Die wet en die profete is nie in die land nie. En die volk self is in ballingskap weg.
So wat ons eintlik in ons geestesoog moet sien as ons daar by die doop van Johannes die Doper staan. Die land is leeg. Daar's niks. Ja, God het Moses gestuur om die volk uit Egipte, uit die slawehok van Egipte, na die land toe te bring. Maar op hierdie oomblik is daar niks. En dan gebeur daar iets baie besonders. Wanneer Johannes die Doper Jesus Christus in die Jordaanrivier doop. Nou of hy nou sy kop onder die water gedruk het, of hy nou water oor hom uitgegooi het, oor hoe presies hy hom gedoop het, is dit nie van kritiese belang nie. Ons moet onthou, die volk is droogsvoets in die land. Elia is droogsvoets uit die land. Maar Jesus Christus gaan in die Jordaanrivier onder die water as teken van die oordeel wat hy van God op hom neem. Onthou later in sy gesprekke met die disippels het hy gesê ek moet gedoop word, maar 'n doop wat julle nie kan deurgaan nie. Die doop en sy kruisiging, lyding en kruisiging aan die kruis loop hand aan hand. En Johannes, lees ons, het in Betanië aan die oorkant van die rivier, het hy die mense gedoop, en is presies dieselfde plek waar die volk sou inkom, dieselfde plek waar Moses begrawe lê, en waar Elia na die hemel opgevaar het. Presies dieselfde plek. En dan word Jesus daar gedoop. Hy kom in die water. Want die water is nou die teken van die oordeel van God, wat op hom gekom het. Soos die evangelie sê, hy het sy volk van hulle sondes verlos. Hy kom en hy lei sy volk onder die slawerny van sonde uit, om hulle in die koninkryk te bring. En ons kom by die verheerliking op die berg. Daar is Jesus Christus in sy verheerlikte liggaam as die Seun van God. En wie kom na hom toe? Die wet en die profete, Moses en Elia. En wat gebeur op die berg? Daar word nie vir ons presies gesê nie, maar wat moet ons in die gebeurtenis sien? Dat Jesus Christus die Ou Testament uit die hande vat by wyse van Spreuke, omdat Jesus Christus hierdie Ou Testament, wet en profete, gaan oormaak, nuut maak, die Nuwe Testament tot stand bring. Daar ontmoet Ou en Nuwe Testament mekaar onlosmaaklik, want die Seun van God maak as ware die Ou Testament die Nuwe Testament. Broeders en susters, daar is niks wat ek en u kan doen om die ewige lewe mee te verkry nie. Ons moet nie daaroor illusies hê nie, dit is so. Maar iemand
van Jesus Christus skoon gewas is. Gaan leef die wet uit sy hart uit. Iemand wat skoon gewas is met die bloed van Jesus Christus, leef net 'n lewe van bekeer. Want die bloed van Jesus Christus aan die kruis het sy krag daarin dat God uit liefde en genade sy seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Mag die goeie Heer, as hy weer kom, ons tog net bevind, dat ons elke dag streef na sy wil, en streef na 'n bekeerde hart. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is Gesang 514, die eerste en tweede strofe. Hy is my leidsman, en leidsman beteken dat hy vir my gesterf het. Ons moet nie aan leidsman dink aan iemand wat voor my loop nie. Leidsman het sy betekenis vanuit die Nuwe Testament. Jesus Christus het vir my gesterf. Hy is my leidsman. Hy is oorwinnaar. Uit sy genade, liefde en trou weet ons hoe God sy kinders behou.
seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees,